Kyk na iemand langs jou en sê vir daai ene, my genade, sy genade is vir jou genoeg. Daai ander enetjie, daai een wat jy nou regtig voorskaam soos Jenka. Sy genade is vir jou genoeg. Amen. Sy genade is vir ons genoeg. His grace is sufficient for me. Maar grace is 'n nice woord as jy hom gaan hoor. Sy genade. In fact, die hele Bybel is 'n boek van genade. Die hele Bybel is actually 'n mirror van genade. Die Bybel is daar, sy genade wat hy vir ons sê is om ons te waarsku, om ons te wys waar ons hier op pad is, as ons hierdie besluit of daardie besluit gaan maak in die lewe. Maar vanaand wil ek nie begin net eers met 'n scripture nie. Ek wil begin met 'n vraag. Do I believe because I have encountered Jesus? Glo jy omdat jy 'n ontmoeting met die Here gehad het? Of glo jy omdat jy dit geïnherit het deur jou familie? Hoeveel van ons wat hier so sit, het al 'n ontmoeting met die Here gehad? En hoeveel van ons sit vanaand hier, soos Janka gesê het, omdat ons het groot geraak in 'n kultuur, wat ons kerk toe gegaan het, sonneskool toe gegaan het, maar ons het nog nie regtig 'n ontmoeting met die Here gehad nie. En ons gaan 'n bietjie daaroor gesels vandag, because as jy 'n ontmoeting met die Here het, gaan jou besluitnemings, hoe jy gaan react, gaan verskil. Hoe jy met mense gaan praat, hoe jy die lewe gaan aansien, gaan verskil, want jy het 'n verhouding met die Here. Dit is so amazing, ek praat met iemand wat in iets anders glo, en ek sê vir hom, die amazingste van ons geloof is, ons dien 'n God wat 'n verhouding met ons wil hê. We serve a relationship God, He's a relational God. Hy wil 'n verhouding met ons hê. Ek kan nie van iemand bad praat, en net op hoor sê gaan, maar ek het nie verhouding met daardie persoon nie. En ek bid dat die Here vanaand homself sal openbaar, maar die probleem is nie so erg of God hom gaan openbaar, die probleem is, kan jy jou oopstel, sodat God hom kan openbaar in jou lewe. Because God is a gentle God, hy gaan homself afforceer in elkeen se lewens nie. Die rede hoekom ek hierdie vraag vra, is because traditions can make us religious. And God doesn't want us to be religious. I can only, when I encounter God, the only time when I want transformasie in my lewe, dis wanneer ek 'n encounter met die Here gehad het. En baie keer kyk ons aan die buitekant en ons dink, ja, ek wil by daai ene se preek wees, ek wil in daai ene luister, want dan gaan, ek wil ook so voel soos hulle. Die enigste verskil tussen hulle en u is miskien, they had an encounter with God, and God wants to reveal himself to me and to you tonight. Baie van ons ken kerk, baie van ons ken worship, baie van ons ken die Bybel skrifte, maar die vraag is, ken baie van ons vir Christus self? Het baie van ons 'n verhouding met Christus self? Do we know about God, or do we know God? Do we know about Jesus Christ, or do we know Jesus Christ? En ons gaan vanaand 'n bietjie gesels vinnig, ek gaan nie lank wees nie, oor twee verskillende konings, wat altyd het gesondig, maar die manier hoe hulle opgetree het gewys van watter tipe verhouding en saam met wie hulle 'n verhouding gehad het. David het 'n encounter met die Here gehad en Saul het 'n encounter met religion gehad. Want hy was ook 'n Benjamiet geweest, maar hy het nie 'n verhouding met God gehad soos Dawid 'n verhouding met God gehad het. Ek gaan praat van hierdie twee koninkryke. En omdat Dawid 'n verhouding met God gehad het, het God sy koninkryk restore, maar omdat Saul 'n verhouding met religion en met mense gehad het, het God sy koninkryk van hom af weggeneem. Ek weet nie wat is al weggeneem uit jou lewe uit nie, waar jy al moes gewees het nie, en jy voel, yo God, ek spend tyd in die woord, ek ken die woord van die Here, maar hoekom word baie dinge weggeneem van my af, en hoekom word baie dinge aan ander mense gegee? Die verskil is, die een wat 'n verhouding het met die Here, God will restore him or her every time. One found mercy, and the other one was rejected at the end of the day. Ek hou van wat Napoleon Hill sê, hy sê, focus on others create distractions. Focus on self create direction. Met ander woorde, as ek meer begin fokus op hom of op haar, gaan ek gedistrek word.
maar dat ek gaan meer gaan fokus op wat die Here vir my gesê het en wat die Here vir my gedoen het en ek gaan internal inspeksie doen met myself. Dit wanneer ek meer direksie gaan kry, dit wanneer ek meer gaan weet waarna toe ek beweeg in die lewe. Baie van ons spend ons lewens by looking outwards. We compare ourselves with other people. Ons is in 'n kompetisie met ander mense. Ons judge ander mense, ons judge ander kerke. Ons judge and we criticize them because we focus more on the outside than focus on having a relationship with God. Meanwhile, God is saying to us, stop looking at everyone else and allow me to deal with your heart. Stop looking at anyone else and allow me to deal with your hearts. Ek hou van die volgende wat hy sê, transformation begins when surrendering starts. Transformation begins when surrendering starts. 'n Boot kan nie uit die hawe uit gaan as hy nie sy anker opgelig het nie. Die anker is belangrik, maar hy is nie daar vir seil nie. Die anker is daar wanneer hy in die hawe inkom, maar as hy wil uitgaan, moet die anker gelig word. En net so moet jy hom surrender, en net so as God 'n werk in jou lewe wil doen, die vraag is, am I willing to surrender? Am I willing to die? Am I willing to let go? The greatest tragedy is not being overlooked by people. The greatest tragedy is becoming disconnected from the presence of God. Dis nie om misgekyk te word nie, maar is om disconnect te word met die teenwoordigheid van God. Is wanneer ek nie met die teenwoordigheid van God voel nie. Dit wanneer ek nie eens met die teenwoordigheid van die Here aanskou in my lewe nie. Dit gaan nie oor, het pastoor my gesien of het pastoor my gegroet nie. Die vraag is, when last did I have an encounter with God? When last were in the presence of God? Ek hou van Psalm 51, dis waar David toe die profeet na hom toe gekom het, en die profeet, julle weet seker, as julle nie van weet nie, David het oorspel gepleeg, met ander woorde, hy het met 'n ander vrou, wat nie sy vrou was nie, het hy gegaan, en hy het verkeerde dinge gedoen, en die profeet kom, en die profeet spreek hom aan, en hy sê vir David, jy is die man wat verkeerd gedoen het. En David skryf hierdie Psalm in Psalm 51 vers 10 en hy sê nadat hy uitgevang was, hy gaan fight nie. Hy sê create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Renew a right spirit in me. Renew a right spirit in me. Create in me a pure heart. Want ek kan nie my hart verander nie. Only you, God, can create a new heart in me. And I'm willing to let go of my old heart. Ek is bereid om my ou hart te laat gaan, Here, because it's about my relationship with you. Because with my current heart, I cannot please you. So God, you are the only, Here, U is die enigste een wat kan vorm. So skep vir my 'n rein hart, o God. Dit gaan nie oor Clifford se wil. Ek gaan probeer om deur hierdie situasie te kom nie. Kom ek gaan, maar kyk, nee. Dawid het geweet, probeer is nie die beste geweer nie. Hy het geweet, probeer gaan hom laat fail. Hy het geweet, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Want hy het geweet, as hy nie die gees van die Here in hom het nie, hy kan nie beweeg sonder die gees van die Here nie. Anders gaan hy onstabiel wees in al sy weg wat hy doen. Anders gaan hy 'n kritiserende gees hê. En hy kon miskien David vra nie, nou is die, kyk na die volgende, toe David gevang was in oorspel, toe die profeet sê, dit is hy. Ek weet nie watter speel sê die Here vanaand vir jou nie. Ons luister in David, maar kyk na jou eie lewe. Wat het God al vir jou gesê? Wat het die woord van die Here vir jou al geweerspieël? Net soos die profeet dit geweerspieël het in David se lewe, het die woord van die Here ook al iets geweerspieël in jou of in my lewe. Maar kom ons kyk hoe reageer David. David sê nie, fix my circumstances nie. Hy sê nie, fix Bathsheba nie. Hy sê nie, fix the nation nie. Hy sê nie, fix my enemies nie. Hy kom nie met die ding, maar ek was moeg geweest nie. Ek is ook maar net 'n man. Hy blameer nie hom omstandighede van sy moegheid nie. Hy blameer nie vir Bathsheba nie. Wat soek sy op die dak? Sy weet mos, sy is aspres geweest. Sy weet mos, maar hoekom is sy nou gaan kaal rondloop op die dak? En hy kon dit gesê, arresteer vir Bathsheba. Arresteer vir haar, vang haar.
want sy het my verlei. Hy kon dit gedoen het. Maar sy hele fokus, hy kom onmiddellik na hom toe. Skep vir my 'n rein hart, o God. En gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Hy sê, Lord, start with me. I want you to start with me. I don't want you to start with my wife. I don't want you to start with a nation. I don't want you to start with my boss. Ek wil nie jy moet begin om my pa of my ma se siel eers te red nie. Ek wil jy moet met my begin. Het sal goed wees as my ouers en my familie op die regte pad kan kom, Here, but create in me a pure heart. Create in me a pure heart. Sometimes we're so worried about fixing people. We are so focused on getting people right. But we are drifting further and further away from God. Maar David kom en hy sê, skep in my 'n rein hart, o God. Die mirror moment toe Nathan by hom aankom in 2 Samuel 12 en sê, you are the man. Just kyk, Nathan kom die profeet en hy praat met David en hy vertel vir hom 'n storie van die ryk man wat alles gehad het en boop dit vat hy nog van die arm ou af weg. En David sê, nee, daar moet dinge gedoen word in sy lewe. En David is nou reg, want hy is die koning. Wie is die man? En imagine, die Here sê vir jou man, jy's die man. Imagine jy sit hier so vandag en die woord is vir Pieter. Die woord is vir Sophie. En imagine die Here sê vir jou, wanneer jy as die woord is vir jou. Just imagine the awkward silence. Toe die profeet vir hom sê, maar ek praat van jou, David. No excuses van David se kant af. No arguing. No blaming. No explaining. Just the truth. Church, God loves you so much that He wants to confront you with the truth in order to set us free. God wants to set us free, but the only way that He can do it is to confront us through His word. En perhaps, miskien maak die woord vir jou ongemaklik, want dis die punt van die woord om ons ongemaklik te maak, sodat ons 'n verandering kan inbring. Is amper soos jy loop rond, jy het 'n ding in jou neus of in jou gesig, jy kan dit nie sien nie, top is verkeerd aangetrek, jy loop hier rond asof jy reg is en iemand sê vir jou, just sê jou top is nie reg aan nie, of wat se stuk ding is daar in jou neus, jy's onmiddellik. Jy voel ongemaklik, het ek die hele dag so rondgeloop. Ek het gedink ek is reg. En net so kom die woord van die Here, baie keer dink ons is reg. Baie keer dink ons optrede is reg. Baie keer dink ons bedoelinge is reg. Maar dan kom die woord van die Here en hy konfront ons. En hy vra vir jou, are you ready to let go? Kom ons kyk na Saul en David en ek sluit af met dit. Both of them were encountered with sin. It's not wie se sonde was die hoogste en wie se sonde was die minste nie. Kyk, iemand het praat met my, hy sê vir my, so jy wil vir my sê as die Here kom en ek het sonde gepleeg en ek het byvoorbeeld net iets klein gedoen, gaan die Here my langs aan die een sit wat 'n mass murderer was of 'n rapist. And you know what? By God sin is sin. En die Here kom na Saul en na David toe. Hy confront both men. But they respond differently. Saul's response was, toe die Here met Saul praat, het hy gesê, loop net saam met my, man. Wat gaan mense dink as hulle gaan uitvind van hierdie ding wat ek gedoen het? Saul het sy image protect. It was more about his image. It was more about how will people look at me when they find out. It was more about managing his appearances. About the outward appearances. He want reputation management. Hoeveel van ons wat vandag hier so sit, is meer geïnteresseerd in reputation management than in transformation? I'm so afraid if I'm going to give my heart to Jesus, what is people going to think about me? I'm so afraid if I'm in a relationship with a man or with a guy or with a girl, and I want to stop the way of our relationship, what is he or she going to think about me? Wat gaan in hulle minds aan? Wat gaan die kerk van my dink as ek my oor gee? Wat gaan mense dink as ek my laat doop? Wat van my reputasie?
Hoe gaan mense my aansien as 'n kerkbroertjie of as 'n kerksus? Wat van my image? Wat van my social media post? Gaan dit decline? Gaan dit opneem? Wat gaan gebeur in my lewe? Maar Dawid se respons was nie wat mense van my gaan dink nie. Sy respons het gegaan oor what does God sees? What does God sees when he look at me? Ons het hierdie week geleer by ons evening college. Daar's twee tipe kerke. Daar's die visible kerk en dis die visible kerk. Julle sien vir my, julle sien die een wat langs aan julle sit. Ons sien mekaar, groet mekaar. And there's the invisible church. The invisible church is the church that God sees. God look into our hearts. I don't see stuff that God is seeing now. God knows exactly who we are. God knows exactly what we think. And God wants to restore you. Because based on the things that we don't see, but God sees, He can restore you today. God wants to make His presence more available to you. Because His Son have died for you. Ons kyk na Saul. Saul spent much of his time. Meeste van sy tyd het Saul gespend om sy image te protect. Hy was meer 'n image protector. Dit was meer oor hom. Hy wil meer ingewees het. Ek wil die rooi t-shirt dra en Hope Family. Nie om te surf nie, ek wil gesien wees, ek is deel van die family. Want mense praat met van Hope Family. Die vinnigste groeiende kerk in George, which is by the way, dit is die vinnigste groeiende kerk. Want ons wil ook saam met hulle wees. Het julle gesien, hulle is daar. Het julle gesien? Nee, ons is daar. Is it all about that? Or is it about I'm seeking the presence of God? Saul was 'n image seeker. Maar Dawid het die teenwoordigheid van die Here gesoek. And that as a pastor of Hope Family, my desire for you is to seek the presence of God. To seek the presence of God. Voor jy daai rooi t-shirt aantrek, nadat jy discovery gedoen het by Hope Family, moet dit vir jou nie gaan oor 'n rooi t-shirt nie. Dit moet vir jou gaan, God, how can I serve you more? Ek het een van die vereistes wat die Here vir my gegee het. En ek gaan dit vir julle maar noem en dit gaan ek vir ons vir ons dream team as ook sê. Die enigste manier hoe jy kan uitvee en kan banke optel hierso. You need to be a born again Christian. You need to have an encounter with God. Otherwise, you're going to do it to be seen. As jy 'n verhouding met die Here het, kan jy 'n papiertjie vir onsself optel. You understand? Because then it's not about people, but it's about serving God. It's about God. How can I do this for you? How can I go on my knees? How can I clean up here? How can I make my hands dirty, God? Because you have given your life to me. U het die koninkryk het u verlaat. U het die heiligheid verlaat vir my. U het die vorm van 'n sondaar aangeneem sodat ek kan vry wees. God, I want to do this, not to please people. Ek wil nie in mense se goeie boekies kom nie. Ek wil in u goeie boekie kom. It's about you, God. And the only way we can get to that point, family, is wanneer ons gaan sê, create in me a pure heart. Because with our own hearts, it will be impossible. It will be impossible. It means we have to die. It's easy to serve God in ways that people can see us. Almal het gedink Saul toe hulle hom aanstel. Saul se uiterlik het ook gelyk soos 'n koning. Die Bybel sê hy het uitgestaan bo baie mense. Jy moet 'n koning wees. Nee, jy moet 'n worship singer wees. Nee, jy's 'n prediker. Jy's worship, suster, bly jy maar agter. Jy sê eintlik vir ons, ons kan werk met jou, waar kan nog iets goed uitkom uit jou uit. Pastor Freddy, daai is die man. Nee, hy lyk sommer so gebou, hy lyk sommer soos 'n apostel. Hy lyk soos hy man. Hy brother, nee, yes die.
Jy het nie koninklike uitkykie, jy sê jy geborene uitkyk. En mense het vir Saul aangekyk, toe Saul die eerste koning was in sy uiterlike. Hy het uitgestaan bo almal. Hy het die postuur gehad van 'n uiterlike koning, maar wat hulle nie geweet het nie, hy het nie 'n verhouding met sy Skepper gehad nie. En hulle kyk vir Dawid mis. Want Dawid is nie die een in die voorportaal nie. Dawid is nie die een wat die wapens dra nie. Dawid is die een wat in die koning se paleis is nie. Dawid is die een wat weg van almal af is. Dawid is die een wat in die bosse is saam met die skape. Want sy broer sê, "Wat soek jy? Gaan pas jou skapies op." Dawid was nie gebou soos hulle nie. En ewen die profeet Samuel, toe hy die nuwe koning moet insalf, en toe hy een van Dawid se broers sien, toe sê, dit moet die ene wees. Maar die Here sê, no way, Jose. Ek het julle moes al een keer 'n kans gegee om te kies, maar nou gaan ek kies. Ek wil vir julle wys hoe kies ek. Julle kyk na die uiterlike, maar ek kyk na die innerlike. I'm seeking those that are seeking me. Julle mag klein lyk. Julle mag min lyk. Dit mag vir julle jong dametjies lyk, dames lyk, dat julle het nie gesê nie. Maar as julle in julle kamer ingaan, en julle gaan op julle knieë, en julle sê, Here, ek gee oor in U, Here. Ek gee my gesin oor in U, Here. Ek gee my pappa oor. Ek gee my mamma oor. Ek gee ons finansies oor. Papa, laat U wil geskied. En hulle kan skel op julle, hulle kan raas op julle, hulle kan aangaan, maar jy het die woord het laat uitgaan. En die Bybel sê, jong mense, my woord sal nie ledig terugkeer, tensy God nie sy woord vervul het nie. Ek wil vir iemand challenge vanaand. Ons gaan in 'n tyd nou in vir 'n paar minute. Ons gaan 'n small groep hê. Ons gaan so vir 10 minute, 15 minute in 'n small groep sit met mekaar. En ons het leiers wat in daai small groep gaan wees. I want you to open yourself up. If you don't want to open yourself, it's fine. Just be in the place. Kan ek ons leaders vra om op te staan? This will be the man and the woman that's going to lead you. Tonight we're going to be different. And when we're going to go into our small groups now, allow the Holy Spirit to flow through you. Make room. Make room. God have a plan for you. Miskien is vandag die tyd waar die Here jou lewe wil omswaai. It all depends on you. It all depends if you are willing. Kom ons bid saam. Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus. Here, ek bid U salwing vanaand op ons lewens, Here. Here, ek bid die krag van die Here op ons lewe. God, your warriors is in this place, God. If I personally, God, look at them, I don't see warriors. I see people, that's normal people. That is sometimes that we want to give up hope. Ons wil hoop opgee. Here, maar as U hulle kyk en ek kyk na hulle deur U oog vandag, sien ek warriors vir U, Here. Ek sien baanbrekers wat hier so sit, Here. Ek sien jong dames en jong manne en volwassenes wat sê, so sê die Here, Here van die leeskare. Ek bid dat die salwing vanaand die jikke sal losmaak, Here. Ek bid vir ons gaan sit met mekaar vir die volgende 10 tot 15 minute. Ek bid dat een persoon at least 'n encounter met U gaan hê in die naam van Jesus. Amen en amen.